Dan vanoggend wil ons dan hartlik welkom sê aan Dominee Stoenke. Hy gaan vanoggend se diens vir ons waarneem. Dominee, dankie vir die bereidwilligheid om te help en alles seën vir u vir vanoggend se diens. En dan was ek ook gevra om die 3de Adventkers vanoggend aan te steek. So en dan sal ek dit gou doen dan. Dankie Dominee. Here, baie dankie vir die kers wat ons kan aansteek. Hierdie kers wat vir ons vanoggend herinner aan die Christus wat gekom het. Hierdie Christus kind wat die wêreld verander het. Hierdie Christus wat elke dag by ons is. En daarom sê ons vir die dankie dat ons die voorreg het om vanoggend rondom u woord as gelowiges saam te wees. En daarom vra ek Here, seën ons saam wees. Amen. Goeiemôre, baie hartlik welkom by ons diens. Vanoggend is regtig waar my gebed dat ons vanoggend weer 'n keer net intens bewus sal word van dit wat Christus deur jou wil doen in 2025 en ook dan die res van jou lewe. Mag ons regtig waar vanoggend sê, Here, hier is ek. Ek wil gaan wees en gaan doen wat u wil ek moet doen, juis in die tyd waarin ons ook dan vanoggend lees. Kom ons sing hierdie baie mooi lied wat lied 354 wat sê, o Christus ons verlange. U het ons heil gebring, sal ooit ons jubelsange u lof na waarde sing. Kom ons sing 1, 2 en 3 van die 354. Kom ons blaai na Lukas 1 en ek lees die 2020 vertaling.
Lukas 1 vanaf vers 26 tot en met vers 38. Kom ons bid net saam. Here, baie dankie dat ons op hierdie baie mooi Sondagmôre net kan stil word. Here, as ons by die venster uitkyk, dan sien ons hoe helder skyn die son. Dan weet ons net, Here, dis 'n dag wat U gemaak het. Ag my Here, terwyl hierdie son so helder skyn vir ons, en ons die mooiheid raak sien, is ons ook bewus daarvan, Here, van soveel mense, wat in hierdie dae, Here, by 'n graf moet gaan staan, as gevolg van motorongelukke. Here, dan kan ons nie vanoggend anders, as om net by U te pleit, dat U regtig waar van elkeen van ons, wat agter die wiel gaan inklim, Here, dat U vir ons versigtig gaan maak. Ek ook bid, Here, dat U regtig waar, Here, ook U engele sal stuur, om elke motor, ag Here, waar daar reeds soveel mense gesterf het as gevolg van roekelose bestuur, wil ek bid, Here, dat op 'n wonderlike wyse by elkeen van daardie gesinne en families sal wees. En Here, hier waar ons staan in die Kersseisoen, en waar ons fabrieke toegemaak het, en baie firmas toemaak, en baie besigheidsplekke toemaak, kan ons maar net vir U vra, Here, help vir ons as gelowiges, om juis in hierdie tyd die voorbeeld te stel op baie vlakke. Here, veral op die gebruik van drank. Dat ons regtig waar vir mense sal wys. Ons is versigtig. Ons is verantwoordelik. Here, sodat ons net iewers in hierdie metro van ons die boodskap kan versprei. Ons moet versigtig wees. Daarom vra ek, Here, beskerm elke gesin wat swaar kry hierdie tyd van die jaar, juis as gevolg van drankmisbruik, gesinsgeweld, woede en aggressie. Ons kan net vir U vra, Here, bring rustigheid. En ons kan vanoggend baie maklik hier sit en sê, dis nie deel van my lewe nie. Here, dit is deel van ons almal se lewens. Help vir ons om te bid vir ons bure. Help vir ons om te bid vir die mense wat vir ons werk. Help vir ons, Here, om net bidend voor U te bly. En Here, nou waar ons die woord vir ons oopmaak, wil ek vir U vra dat U met ons sal besig wees. Want Here, vanoggend wil U met elkeen van ons besig wees. Ons sit nie vanoggend net hier, moet ons hier sit nie. Nee, Here, U het vir ons geroep om hier te kom sit. En daarom gaan U dit rustig maak in ons harte. U gaan U ook met ons besig wees. Laat ons U stem klok helder hoor, juis in 'n tyd soos nou. Asseblief, Here, voorsien daarin. Amen. Lukas 1 vanaf vers 26, geboorte van Jesus aangekondig. In die 6de maand is engel Gabriël deur God gestuur na Nasaret, 'n dorp in Galilea, na 'n maagd wat verloof was aan een van die man met die naam Josef in die nageslag van Dawid. Die maagd se naam was Maria. Die engel het na haar gegaan en gesê, gegroet, begenadigde vrou, die Here is met jou. Sy was verward oor die woorde, het gewonder wat hierdie groet tog beteken. Die engel het vir haar gesê, moenie bang wees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. Kyk, jy sal swanger word en aan 'n seun geboorte skenk. Jy moet hom Jesus noem. Hy sal magtig wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal aan hom die troon van sy voorvader Dawid gee.
Hy sal vir ewig oor nageslag van Jakob regeer. Aan sy heerskappy sal daar geen einde kom nie. Maar Maria het vir die engel gesê, hoe kan so iets moontlik wees, aangesien ek nie gemeenskap met 'n man het nie? Die engel het haar geantwoord, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom sal die kind wat gebore word, heilig wees. Hy sal seun van God genoem word. Kyk, Elisabeth, 'n familielid van jou, is ook swanger, en sy verwag 'n seun ten spyte van haar hoë ouderdom. Alhoewel sy vroeër as onvrugbaar beskou is sy reeds 6 maande swanger, want geen woord wat van God afkom is kragteloos. Toe sê Maria, kyk, ek is die diensmeisie van die Here. Mag met my gebeur volgens u woord. En die engel van die Here het van haar weggegaan. Tot sover ons skrifgedeelte. Ons gaan vir 'n oomblik stil staan by vers 38 wat sê, toe sê Maria, kyk, ek is die diensmeisie van die Here. Mag met my gebeur volgens u woord. En die engel het van haar weggegaan. Toe sê Maria, kyk, ek is die diensmeisie van die Here. Toe sê eendrag, kyk, ek is in diens van die Here. Liewe Christen, ons leef in 'n tyd waarin ek en jy wonder of ons enigsins nog 'n verskil kan maak daar waar ons beweeg. Ons leef in 'n wêreld waar ons telke male vir mekaar sê, wat 'n verskil kan ek maak in dit wat in hierdie land van ons aan die gang is. Dit gaan geen verskil maak wat ek gaan doen nie. En dan dink ek vir 'n oomblik, kan jy vir jou indink, as Maria daardie dag gesê het vir die engel, nee, ek sien nie kans hiervoor nie. Kan jy vir jou indink, hoe sou die wêreld gewees het vandag, as Maria gesê het, ek sien nie kans nie. En wees my ongelooflik wat hier staan, toe sê Maria, kyk, ek is 'n diensmeisie van die Here. En 'n diensmeisie beteken, ek is iemand wat in diens is van die Here. En daarom kon Maria, en sy sê, klokhelder, duidelik, ek wil in diens van die Here wees. Ek wil gaan doen dit wat die Here van my vra. En dis vir my die aangrypende van hierdie hele gedeeltes, en dis vir my aangrypende van bitter baie gedeeltes in die Bybel. Wat die Here kom en hy gebruik doodgewone mense om die wêreld te verander. Hier gebruik hy 'n diensmeisie om geboorte te skenk aan my en jou verlosser. God kom en hy roep vir Moses. Moses was 'n hakkelaar gewees. En daarom sê Moses, asseblief Here, ek kan nie praat nie, moenie vir my stuur nie. En Moses sê, ek sal gaan. En hy lei vir die volk. En dan lees ons van Dawid. 'n Gewone skaapwagter wat nie eens deur sy broers geag of gereken is nie. God kom en God gaan haal vir Dawid uit die bosse by die skape, gehaal hy vir Dawid uit. En hy bring en hy sê, Dawid, jy sal heers in die wêreld. En hoeveel van ons wat volgens hierdie kerkgebou sit, put nie krag en energie uit dit wat Dawid kwytgeraak het. Kom ons sê net in Psalm 23. Ek wil amper sê, dis vir baie mense amper hulle beleid, dit is waar hulle vashou met hulle hele lewe. Dawid, 'n gewone mens. En dan lees ons in die Bybel van Paulus. Hierdie man wat die kerk met 'n passie gehaat het, word deur God geroep om die wêreld te gaan verander.
Dit wat Dawid geskryf het in die Nuwe Testament is goed wat nie hier lê nie. Dis dinge wat vir ons aanspoor en inspireer om 'n verskil te maak in ons lewens. Ons klou vas aan dit. Want dis waarhede wat nie hier lê nie. En dit is doodgewone mense wat die wêreld verander het. Doodgewone mense wat ons lewens geraak het. So wat wil God vanoggend doen? Jy sit nie vanoggend toevallig in hierdie kerkgebou nie. Al is dit dan in jou gewoonte om Sondag vanoggend by die kerk se deure in te stap, ten minste het jy 'n ongelooflike wonderlike gewoonte. Maar ek weet vanoggend het die Here vir jou geroep om hier te kom sit. Hy het gesê, kom, ek wil met jou besig wees. En soos vir die Here vir Maria geroep het, vir Moses geroep het, vir Dawid geroep het, vir Paulus geroep het, so roep hy vir jou wat in die kerk gebou sit. Hy is nou met jou besig en hy sê vir jou, ek wil jou gebruik om 'n verskil te maak daar waar jy beweeg. Ek wil vir jou gebruik om die wêreld rondom jou te verander. Ek wil vir jou gebruik om die lewens van mense te beïnvloed. Ek wil vir julle sê, as daar ooit 'n tyd is wat die Here vir my en vir jou wil gebruik om hierdie wêreld te beïnvloed, is dit nou. Ek staan verstom wat in hierdie tyd gebeur. Ek ry daar deur die strate vanuit Nag, dan sê ek net myself, Here, hoe is dit moontlik dat dit wat nou in die gang is, aan die gang is? En dan weet ek, liewe Christen, ek en jy word geroep om 'n verskil te maak. En die verskil wat ons maak is, al bid jy net vir ons sê, Here, wees met elkeen wat gisterand paraplegies dronk is, wees net by hulle. Dan is jy reeds besig om 'n verskil te maak. Dit is nodig dat ek en jy vanoggend hierdie een ding moet besef, die Here roep vir ons. Die wêreld is stikkend. Die lewe is stikkend. Mense is stikkend. En in baie mense se lewens kan ons nie 'n geweldige verskil gaan maak nie, maar die feit dat ons op ons knieë kan gaan en sê, Here, wees by elkeen wat in 'n hospitaalbed lê. Al ken jy nie eens die mense in die hospitaal nie, al bid jy net sê, Here, wees by elke pasiënt in elke bed, dan is jy besig om die wêreld te verander. Maar dit is nodig dat ek en jy net vanoggend moet sê, Here, hier is ek. Jy moet vanoggend bereid wees om te sê, Here, soos Maria, sê ek vir U, ek is 'n diensmeisie in U diens, Here. Ek is 'n dienskneg, Here, in U diens. Dis al woorde wat vanoggend oor jou lippe moet kom. Om te sê, ek is 'n diensmeisie of dienskneg in diens van die Here. Want jy is 'n Christen. Ek is 'n Christen. Ons is gelowiges wat vanoggend hier sit. Maria het al lank al 'n pad met die Here gestap. En sy moes net sê, ja, Here. En dit is ek en jy vanoggend. En die Here kom vanoggend en hy stuur vir jou heel eerste terug na die plek waar jy uitkom. Daar stuur hy vir jou, daar waar jy vandag gaan beweeg. Ek weet nie waar jy gaan kuier nie, ek weet nie waar jy gaan rondloop, ek weet nie waar jy gaan nie, maar daar waar jy vandag gaan beweeg. Dis daar waar die Here vir jou wil gebruik. Deur goeie woorde, dalk net vriendelikheid, maak nie saak wat nie. Maar ek weet, die Here wil jou vandag gebruik om die wêreld te verander. Hy roep vir jou. Nee, hy roep nie vir jou nie.
Hy is met jou besig. Al wat hy vir jou vra is, wat is vir oggend jou antwoord? Want hy stuur jou. En dis my gebed, dat elkeen vanoggend net sal sê, Here, die begeerte na beter wêreld. Want dis wat ons na smag. Ons droom van 'n beter wêreld. Ons droom, soos Lorika reg sing, ons droom van 'n somerkersfees. En ek en jy gaan dit waarmaak. So kom saam met Maria en ons sê vanoggend, ek is bereid om te gaan. En terwyl ons luister na Piet Smit wat vir ons gesê sal sing, sal U my stuur, wil ek vir jou vra, sit binnend voor die Here en vra vir die Here, Here, waarheen wil U my stuur? Ek wil kom stil word hier by voete. Ek wil kom hoor wat U sal sê. Ek wil kom oopmaak vir U Gees hier. As ek my vrae voor U kom lê, want soveel mense sterf sonder Jesus, daar soveel misleiding na die ewige dood, daar soveel oorvloed, selfsug en rykdom, terwyl ander ly in hongersnood. Ek wil dit uitskreeu, wat van die kinders, wat die honger en lyding glad nie verstaan, wat van die mense wat stikkend en seer is, wat van die ou mens wat eensaam vergaan. En as ek dan vra, Heer, waar is U liefde, dan moet ek erken, Heer, dit lê nog by my, want in my selfsug leef ek my lewe en stap self voldaan by die nood verby. Maak my 'n beeld van Jesus se liefde om in my wêreld U hande te wees. Ek gee myself as 'n lewende offer, my lewe beheer deur die Heilige Gees. Hier staan ek voor U, net soos Jesaja, dat U my sal aanraak met U heilige vuur, sodat ek oral U liefde kan uitdra. Hier is ek, Heer, sal U my stuur.
is ek hier, sal U my steun. Here, baie dankie vir die onbeskryflike wete dat U elkeen van ons nou aangeraak het. En Here, dankie dat ons nie angstig of benoud hoef te wees nie. Want die Heilige Gees is by ons. U Gees stuur ons. U Gees rus ons toe. Here, ek wil bid dat elkeen van ons wat hier sit, die wêreld sal verander. Maria het gesê, ja Here, maak nie saak wat die mense sê nie. Ek sal swanger wees en 'n kind in die wêreld bring. En dit het my lewe, my hart verander. En daarom vra ek, Here, dat U met elkeen van ons sal besig wees. Dat ons sal sê, hier is ek, Here, ek wil Christus wees in hierdie wêreld. Amen. Ek wil graag voordat ons 'n slotlied sing, wil ek net nog iets ongelooflik nou vir u sê. Ek het bring ons altyd 'n diens saam Sirie toe, kerk toe. En toe ek vanoggend die Sirie bring vir my klankman, te sê van hoor, ons het nie 'n Sirie speler nie. Toe besef ek nou, okay, nou is ek bietjie my eie kop verward, so my diens gaan nou nog korter wees, so dan moet ek 'n plan maak. En hier kom die Here, en hy lê hierdie Sirie op my en die klankmense se harte saam. Dan besef ek net, dit is hoe God werk. Hierdie Sirie wat vanoggend gespeel is deur God gekies, om met my en met jou besig te wees. Daarom loof ek die Here vir dit wat hy doen. Kom ons sing hierdie, dan sê ons, leer my u wil, Heer, u doel met my, u pottebakker met my die klei. Kom ons sing al drie verse en sê, Here, hier is ek, wys my, stap met my die pad.
bid nou, mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen.